Die wat die Here wil loof en prys, het moed. Die wat 'n nuwe lied sing, sing die lied van die nuwe lewe. Geliefdes, genade, barmhartigheid en ook vrede in u elkeen se hart, van God die Vader, Jesus die Verlosser, en dit deur die troostvolle en nabye werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente in Christus, ons skriflesing vanoggend vanuit die Psalmboek. Ons gaan saam lees Psalm 98, die Psalm met 9 verse, en dit onder die opskrif Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. So met die woord voor ons geopen, terwyl ons ons plekke hou, kom ons buig ons hoofde, ons sluit ons oë en ons verootmoedig voor die Here. Kom ons bid saam. Here, U ken ons elkeen vanoggend hier byeengeroep in opdrag van U Gees om hier saam te wees as een Heer in U naam. Elkeen uniek, elkeen in ons eie fase van ouderdom, elkeen ons eie vrae en bekommernisse, elkeen ons eie vreugdes en vooruitskatting en vooruitskouing wat ons dalk mag opgewonde maak. Hoe dit ook al sy, Here, die wete dat U ons ken en ons verstaan, dis vir ons 'n wonderlike troos, 'n helende en 'n heilsame vreugde om te weet, die ander weet miskien nie hoe ek nou voel nie, verstaan my nie, maar U wat my so uniek gemaak het soos wat ek is, U het begrip. U weet hoekom ek voel soos wat ek voel. U weet hoekom ek voel my aarde skeur dalk uitmekaar. My kastele van sand en van kaarte tuimel in een. U ken dit. U het begrip. Here, dankbaar is ons dat U so naby aan ons elke dag wandel. Ja, U is die hoë verhewe almagtige, maar U is die nabye, die een met ons, soos wat U dit in Jesus Christus vir ons kom beloof het. Immanuel, God met ons. En daarom vra ons dan, Here, in hierdie omstandigheid wat elkeen van ons vandag ook hier in die hart het, hartseer, vrees, angs, vreugde, blydskap, hoe ook al, Heer, kom raak aan ons dat ons deur al hierdie dinge die vrede en die berusting mag beleef, dat U weet en dat U verstaan en dat ons dit alles voor U troon mag neerlê, dat ons ons laste voor U heilige troon mag kom afpak en dat U dit vir ons, o Here, by U sal hou en dat ons regop en ligvoetig kan wegloop met die wete, maak nie saak wat dit is nie, U is in beheer. En U het U nabyheid beloof, U het U trou aan ons beloof. U het vir ons gesê, onthou, ek is met julle, totdat al hierdie dinge verby is. Kom dan nou na ons toe, Here, en laat U Gees ook deur U woord met ons praat, dat hierdie woord U woord vir ons word, deurdat U stem hier vanuit die Heilige Bybel kan weer klink as die stem wat ons aanraak, ons optel, ons verander, ons moed gee, ons hierdie vrede waarvoor ons gebid het, laat beleef. Kom dan nou na ons toe, Here, in hierdie verwarde en malende en dartelende en dwalende wêreld met soveel wat ons wil druk. Kom na ons toe en hou ons styf vas in Jesus Christus se naam. So bid ons dit. Amen.
Psalm 98 sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Broers en susters, God se woord, 'n psalm, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Die Here het sy oorwinning bekend gemaak. Aan die nasies het hy sy reddingsdade geopenbaar. Aan die huis van Israel het hy sy liefde en sy trou herbevestig. Die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier. Speel op die lier en sing. Blaas die trompet en die rampshoring. Jubel tot eer van die Here, die koning. Die see en alles daarin moet druis. Die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap. Die berge moet saam juig voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met geregtigheid, oor die volke met billikheid. Hier eindig die skriflesing. Wie 'n kind van God is, luister na sy woord en gaan leef dit daar buite ook uit. Ek verstaan daar het in die afgelope onlangse verlede 'n Burger King hier in Springs oopgemaak en gemeet aan die hoeveelheid mense wat glo daar tou staan om hierdie nuwe burger te probeer, het hierdie burger nogal groot impak in ons omgewing gemaak en is dit illustratief van die mense se soeke na spesifiek hierdie burger by Burger King. Ja, so loop dit eintlik nogal oral in die lewe, dat mense met hulle optredes eintlik sê waarvan hulle hou, wat hulle van iemand dink en hoe hulle gevoel heens iets dan nou spesifiek presies is. Stap byvoorbeeld by 'n besigheid in 'n kantoor waar 'n klomp werksmense saam is en gou-gou sal 'n mens agterkom hoe hulle voel en wat hulle dink van hulle werk en spesifiek van hulle werkgewer. Hulle optrede, hulle gesindheid, hulle kwaliteit van werk, hulle stiptelikheid, sommer net hulle liggaamshouding en hulle gesigte sê vir jou wat hulle van hulle werk en spesifiek van hulle werkgewer dink. Op alle terreine van die lewe. Dink maar ook in die huisgesin. Die optrede van huisgesinlede teenoor mekaar getuig van hulle agting, getuig van hulle respek, van hulle eerbied teenoor mekaar, aldus nie. Iemand se optrede is tot eer van sy gesin en sy familie of tot skaamte en skande van sy gesin en sy familie. En presies, broers en susters, funksioneer en gebeur dit so in die geloofsgemeenskap. Daar waar ons kerk gaan, kom ons sê eerder waar ons kerk is, dieselfde. Mense se meelewing, se optrede, se gesindhede, se getuienis is sprekend en sê iets van hulle eerbied, hulle respek, hulle agting en hulle liefde vir die Here. Dis waaroor dit in Psalm 98 gaan. Dit gaan oor die eer en die respek en die agting wat daar vir God
behoort te wees. Die volk van God, Israel, het God geken en goed geweet wie hy is. Hy is die skepper, die almagtige wat alles geskaap het. Hy is die een wat die troon van die heelal in besit het. Met ander woorde, hy is die koning, die eintlike koning. Hy is die een wat heers oor alles en almal. Maar onthou, almal het dit nie besef nie. Israel het in 'n wêreld van 'n veel godedom gebly, met baie heidene nasies rondom hulle, wat God nie erken het as die almagtige nie, wat God nie geëer het as die skepper nie, en wat God nie erken het as die koning wat op die troon sit van hulle lewe nie. Dit was mense wat eie ander gode gehaat het. En daarom was die getuienis van Israel so kosbaar. Want almal het vir hulle gekyk, vir hulle wat sê, hulle het die ware God in hulle lewe. Nou, hoe lyk mense wat die ware God in hulle lewe het? Hoe lyk mense wie se God die een is wat op die troon sit? Hoe lyk mense wie se God die een is wat werklik waar die koning van die heelal is? In daardie destydse wêreld, teruggaan waarmee ons begin het, was die hele sosiale struktuur, met ander woorde hoe mense geleef en mekaar verstaan het, nie so individualisties soos vandag nie. Vandag staan ons elkeen vir onsself pa, as ons dit so mag sê. Maar in die Bybelse tyd het die gesin, die familie, die gemeenskap van die gelowiges, die gemeente, 'n baie nouer verwant aan mekaar gehad. Die hele opset van die samelewing het bestaan uit eer en skaamte. Eer en skande. Wat die individu doen, het impak tussen die huisgesinlede. Het impak in die familie, het impak in die gemeenskap van die gelowiges. Met ander woorde, die naam van die familie was absoluut hoog geag. Ons sien dit nou nog in die Midde-Ooste, ook in ander godsdienste waar iemand sommer vermoor word vir 'n sogenaamde skande wat die of daai oor die familie gebring het. Hoe dit ook al sê, dit was daardie mense se denkpatroon, dit was hulle verwysingsraamwerk. Nou sit hulle met die ware God wat hulle ken en dien, tussen al hierdie ander nasies en mense wat ander gode dien en eer. Die naam van hulle God was vir hulle kosbaar. Die naam van hulle God moet geëer word en moenie in die skande gesteek word nie. Dit was vir hulle 'n saak van beginsel. Daarom soveel meer om God se eer nie te skaad nie, stap ek sy pad. Daarom soveel meer om die ander te laat hoor dat hy die ware God is, die ware koning wat heers, die ware koning na wie toe ons eintlik moet gaan, was daar in hulle hierdie hinkering om hom te verkondig met lied en met lewe, met optrede en doen en late, in elke dag se uitgaan na buite. Die Psalm vertel waarom die gelowiges daardie behoefte sou hê om sodoende God na buite te verkondig, om God se eer groot te maak, om vir die wêreld te wys hoeveel aansien hy het en hoeveel respek ons vir hom behoort te hê. Die Psalm sê nommer 1, want in hierdie God se hand kan jy maar jou lewe werklik waar vertrou. Kyk na sy wonderdade, kyk na sy reddingsdade. As jy jouself in sy hande plaas, hy sal nou jou omsien. Sy trou staan vas.
Hy's getrou aan die wat in verhouding met hom leef. Hy lei hulle op hulle pad. Die eerste rede, ek en jy kan ons lewe in die hand van God plaas en God so vertrou. Nommer 2, God wat die almagtige skepper van hemel en aarde is, het mag oor alles. Die see. In die Bybelse tyd, broers en susters, het die see 'n vreeslike negatiewe rol gespeel, want die see was die plek waar die seemonster gebly het. Daar in die water van die onbekende, water wat jou verswelg, daar moes jy wegbly. En dan ook nog boonop by baie van hulle die plat aarde verstaan van die wêreld. Gaan jy te ver op die see, dan val jy iewers af in die doderyk in. Die Psalm getuig, maar God het mag oor die see. Hy het mag oor die waters. Hy is die almagtige wat heers oor die berge, die waterstrome, die see, die diepte van die dal, die kruin van die hoogste heuwel. En die derde rede dan, waarom die Psalm sê, Israel, hierdie getuienis van God se goedheid en grootheid na buite moet straal, is, want God is die billike regter, wat regverdig sal oordeel oor al die nasies. In ons eie omstandighede is ons baie keer so frustreerd, so teleurgesteld met die reg in hierdie wêreld, met soveel kriminaliteit. Dit lyk vir ons die kriminele wen. Dit lyk vir ons die goeie mense trek die kortste strooitjie. Sy gaan die agterste speen. Die Psalm sê nee. Vertel vir hulle, die regter wat billik en regverdig oordeel, wat jy op die troon sien, is die een wat oor al die nasies sal regeer. God se eer, God se agting moet uitgestraal word, moet verkondig word. En daardie is die redes waarom die Psalm sê dit juis gedoen moet word. En dan ook, hoe moet dit gedoen word? 'n Oproep om 'n lied te uit. 'n Oproep om 'n nuwe lied te sing. 'n Oproep om nie maar net te sing nie, maar om werklik waar vrolik te wees. Ons hoor van trompetgeskaal. Ons hoor van ramshorings wat blaas, van oorwinning en vrolikheid en ware jubeling wat ek en jy moet sing. Ja, ek en jy moet dit sing met ons lewe. Met die manier waarop ons lewe elke dag leef. Die manier hoe ander mense ons sien, moet vir hulle 'n teken wees van 'n lied, 'n vreugdeslied, 'n jubeling. En dan spesifiek, wie moet dit doen? In die Psalm lees ons, maar almal moet dit doen. Die hele wêreld is veronderstel om God te eien as die koning op die troon. Almal moet dit doen, elke individu, maar spesifiek die gemeenskap van die gelowiges. Spesifiek die huis van Israel. Spesifiek die kerk, spesifiek die gemeente moet met 'n lied in hulle lewe elke dag die verkondiging laat geskied om vir die heidene nasies te wys, sien julle, ons koning is op die troon. Ons koning is die werklike, magtige, almagtige wat my so laat optree, wat my so laat lyk. Jy sien, hierdie Psalm kom in die tyd na vore na die ballingskap. Dit beteken hierdie mense wat nou in Jerusalem bly, se voorgeslagte, miskien nog van hulle self, was in Babylonië in die ballingskap. Maar toe kom hulle terug
Die genade is so groot, hulle kan huis toe gaan. Hulle kan in Jerusalem gaan bly. En dan sou 'n mens dink, sjoe, die Kaap is Hollands. Alles is nou reg. Maar lees ons reg deur die Bybel, hoe het hierdie Israeliete wat teruggekom het na Jerusalem toe, ook nog steeds legio uitdagings en probleme gehad wat hulle moes hanteer. Hulle was omring deur die heidene nasies, wat hulle nie daar wou hê nie. Die heidene nasies wat afgode gedien het en wat nie die ware God erken het nie. Ja, alles by hierdie nuwe Israeliete, wil ons hulle noem, daar in Jerusalem, was nie heeltemal pluis nie. Dit het nie so maklik met hulle gegaan nie. En dan kom die oproep aan hulle deur hierdie Psalm, maar steeds sing 'n lied, sing 'n nuwe lied. Hou aan om jubelend te leef. Hou aan om te onthou, maar jou Heer is die koning. Jou Heer is op die troon. In hierdie tyd van opdraande en onsekerheid, terwyl hierdie heidene nasies jou nie hier wil hê nie, terwyl dit met jou swaar gaan in beproewing, hou aan om met jou lied te verkondig. Hou aan om met jou lied te wys dat jy die Here loof en eer, dat jy aan die nasies bekend maak wie die eintlike koning is. Die manier hoe jy dit doen, die wyse waarop jy jou geloof leef, die manier hoe jy buig voor hierdie almagtige koning, die manier hoe jy jou verbly in sy reddingsdade, is tekenend van die agting en die respek en die eer wat jy hom gee. Daar in die wêreld waar die heidene teenwoordig is dit juis die gemeenskap van die gelowiges, die kerk se taak om te sorg dat die heerlikheid van God sigbaar word. Ons word mos die ligdraers genoem. Ons moet die lig gee in hierdie donker wêreld. Dit het te maak met ons optrede. Dit het te maak aan die hand van hierdie Psalm, van 'n optrede wat getuig dat jy sing, dat jy steeds bly sing, dat jy 'n nuwe lied sing, omdat jy weet, God maak alles nuut. Ja, dis die gemeente wat so moet leef, dat die eer en die mag van God uitstaan en verhewe is bo die gode, die afgode van die heidene nasies rondom hulle. Vandag is dit dieselfde, broers en susters. Lewe en doen van ons is sketsend van die majesteit en die glorie wat ons vir God het en wat ons vir hom gee deur dit wat ons doen. Hoe wys ons vir die wêreld rondom ons dat God die eer en agting moet ontvang wat hom toekom? As 'n mens dink aan 'n koning, dan dink 'n mens hoe mense met die konings in absolute eerbied en respek omgaan. Dink aan die koning van die oerwoud, die leeu. As hy daar by die watergat opdaag, dan sien 'n mens hoeveel agting en eerbied die diere vir die koning van die oerwoud het. Hulle spat uit mekaar uit, want koning leeu kom water drink. Hoe sigbaar is u respek vir die ware koning op die troon? Hoe klink die lied van die lewe wat u sing tot eer van die koning op die troon? Hoe klink die getuienis wat jy doen en leef elke dag as jy aan die heidene nasies, die mense rondom jou, getuienis bring oor hierdie koning wat jy dien? Hoeveel heilige erns en agting, die ou vertaling praat van vrees, respek, het ons nog oor
vir die almagtige God. Sien die wêreld die eer wat ons as gelowiges vir God bring raak. Steek ons hulle op 'n manier aan. Kry ons dit gedoen wat ons moet doen om hulle te bereik met die wonderlikste nuus. Maar ons God is die eintlike koning. Wat het geword van die absolute eer en agting en respek wat die hele volk veronderstel is om vir die koning te bring? En in ons moderne tyd van eie tydse afgode en moderne gode, daardie soepel en gespierde lywe, werk en geld, ontspanning en vrye tyd, hoeveel eer kry dit in ons lewe? Hoeveel agting gee ons met ons tydsbesteding en met ons optrede aan hierdie eie tydse ander gode? Hoeveel mag het hulle oor ons in ons lewens? En het God nog mag in ons lewe? Hoeveel gesag het sy woord nog vir u in u lewe? Vir soveel is God in hulle lewe afwesig en onmagtig en het die woord totaal en al sy gesag verloor. En word mense maar hulle eie gode en hulle eie woord is wet. Ja, ook in ons tyd, liewe broers en susters, is alles nie altyd so pluis in die geloofsgemeenskap nie. Want ons elkeen is veronderstel om aan hierdie koning die ware eer te gee wat hom toekom. As hy nie die middelpunt van ons lewe werklik is, en ons kan dit nie wys nie, hoe wil ons hê die heidene moet dit sien? Hoe wil ons hê die heidene moet dit glo en aanvaar en tot bekering kom? God se plek is nie altyd in die middel van ons lewe nie. Die Psalm sê hy is op die troon. Die Psalm sê hy is die koning, hy is die een wat heers. Ons moet aan hom sy plek gee in ons lewe, en al die ander dinge sal in plek kom. Hy moet geëer word. Hy moet gerespekteer word. Sy mag, daarvan moet daar getuig word. Daar moet in respek met hom gehandel word. Sing 'n lied tot eer van die Here. Buig in respek en in eerbied laag voor die koning. Aanbid op so 'n manier dat dit aansteeklik is vir die mense rondom jou. Sorg dat dit uitstaan en 'n verhewe feit is dat jou God die koning is en nie die afgode van ander nie. Leef so dat mense sal sien in jou optrede, jou agting, jou eerbied en jou respek vir God. Want God wat was, wat is en wat weer kom, vra in die woord: waar is die eer wat my toekom? Broers en susters, ons is in 'n stikkende ou wêreld. Daar is soveel hartseer. Daar is soveel negativiteit. Daar is soveel moedeloosheid, gedaanheid, depressie, stikkende mense. Maar stikkende mense kry die opdrag: hou aan om te sing. Hou aan om tot eer van die Here te sing. Sing daardie nuwe lied en sing dit met oorgawe, sodat jy die verkondiger kan wees van hoop. Sodat jy die verkondiger kan wees van die hoop wat voldwonge vas staan.
Ons God is die koning. Laat ons met ons optrede wys hoe ons voel en hoe ons dink oor hierdie almagtige God, sodat die ander dit kan sien. Mag die Here ons hierin help, ter wille van elkeen. Amen. Kom ons dank saam. O Here, ons erken en ons bely dat ons ook maar soos die wêreld op soek is na konings. Dat ons ook maar so geneig is, o God, om ander dinge hoër te ag as die heel kosbaarste. Ander dinge, o Here, aan te loop, na te volg, in plaas van U as die ware koning. Here, U ken elkeen van ons, U ken ons harte, soos wat ons dit ook aan U met ons openingsgebed bely het. Vra ons U dan nou ook verder om ons hierin te seën. Vra ons U, Here, dat U ons deur hierdie dinge wat in ons midde woed, sal onderskraag en ons sal dra, sodat ons net nog nader aan U sal kom. Ag Here, gee dat ons 'n lied in ons hart sal hê. Gee dat ons 'n lied in ons stap sal hê. Gee dat ons 'n lied in ons woorde en in ons optrede sal hê, ten spyte van al die beproewinge. Gee dat hierdie aansteeklik sal wees, en dat ons nie maar net vrugteloos kerkmense genoem sal word nie, maar dat ons werklik waar ander sal bereik, sodat hulle ook kan weet, maar ook God is hulle koning. Ook God het hulle lief. Ook God maak vir hulle die pad gelyk en maak dit moontlik dat daardie nuwe lied 'n lied van die lewe word, 'n lied van die nuwe lewe. Kom dan so na ons toe, Here. In Jesus se naam bid ons dit. Ons verlosser, ons koning. Amen. Ontvang die Here se seën en beleef sy vrede. Die genade van God ons Vader, die troue liefde van Jesus ons verlosser en die nabyheid en troos van die Heilige Gees bly by elkeen van ons. Amen.